So ek het gister gesê, die eerste manier hoe ons 'n persepsie van mense vorm, is deur eerstehandse belewenis. En ek het weer gesê, ons kan nie daarby bly nie, want niemand is volmaak nie, almal groei en almal leer, en jy weet nie wat is die persoon se omstandighede in daai situasie gewees nie, né? En dis hoekom ons moet kan vergewe en hersien. Die tweede manier is van hoor sê, en dis die gevaarlike een, dat jy hoor mense sê dit van 'n sekere persoon, en jy hoor dit by twee persone miskien, en jy maak klare aanname, jy skep klare persepsie oor so 'n persoon, totdat jy die persoon self herken, en miskien hom of haar beter leer ken, dan besef jy, joh, maar dis nie myselfe belewenis nie. En dis hoekom ek sê, ons moet eerlik met onsself wees, en ons moet heeltyd besef, mense is almal op 'n unieke journey van groei. Niemand het arrive nie, niemand is volmaak nie. So, kom ons stop hierdie persepsies wat ons oor mense het. En die bottom line is, ons moet gereeld ons persepsies hersien, want dit kan beperkend wees in ons lewe. So ek het gister gesê, die eerste manier hoe ons 'n persepsie van mense vorm, is deur eerstehandse belewenis. En ek het weer gesê, ons kan nie daarby bly nie, want niemand is volmaak nie, almal groei en almal leer, en jy weet nie wat is die persoon se omstandighede in daai situasie gewees nie, né? En dis hoekom ons moet kan vergewe en hersien. Die tweede manier is van hoor sê, en dis die gevaarlike een, dat jy hoor mense sê dit van 'n sekere persoon, en jy hoor dit by twee persone miskien, en jy maak klare aanname, jy skep klare persepsie oor so 'n persoon, totdat jy die persoon self herken, en miskien hom of haar beter leer ken, dan besef jy, joh, maar dis nie myselfe belewenis nie. En dis hoekom ek sê, ons moet eerlik met onsself wees, en ons moet heeltyd besef, mense is almal op 'n unieke journey van groei. Niemand het arrive nie, niemand is volmaak nie. So, kom ons stop hierdie persepsies wat ons oor mense het. En die bottom line is, ons moet gereeld ons persepsies hersien, want dit kan beperkend wees in ons lewe.